Goeiedag en kom ons gesels oor iets wonderliks uit die woord van die Here. Kom ons gesels oor die God van genade. Elohim Chanaan. Jy weet, Dawid, die koning van Israel, het homself bevind in 'n baie gevaarlike situasie. Hy het gesondig toe hy oorspel gepleeg het met Batseba en om sake nog te vererger, het hy die moord op haar man Uria op die slagveld aangehits en beplan. En vir albei hierdie sondes was die straf die dood. Maar wat my aanbetref was die feit dat hy nie met die Here daaroor gepraat het nie. Hy het stil gebly, die grootste fout wat hy kon maak. Die Hebreëse woord vir hierdie woord genade of genadig is Chanaan, wat so vol betekenis is dat geen enkele woord in enige taal naby daarin kan kom om dit te definieer nie. Hierdie woord wat 248 keer in die Bybel gebruik word, Chanaan, omvat volumes inligting oor die karakter van God en sy verlossende natuur. Die woord Chanaan beskryf die blywende en aktiewe liefde van God vir ons, sy kinders, en as gevolg van sy Chanaan beloof hy dat hy ons nooit sal verlaat nie. Die Here onse God is Elohim Chanaan. Bybelvertalers en geleerdes het deur die eeue heen probeer om die woord Chanaan te beperk, sodat dit meer verstaanbaar kan wees vir ons menslike begrip. Hulle het gebruik woorde soos goedertierenheid en toewyding en barmhartigheid en lojaliteit en krag en teerheid en reinheid en standvastigheid en genade. Maar elkeen van hierdie beskrywings skiet ver te kort om die ware betekenis aan ons bekend te maak. Die genadevolheid van God se karakter dui op sy besonderse bonatuurlike liefde vir ons, wat slegs deur ons nabyheid aan hom verwesenlik, beoefen en ervaar kan word. Weet, Dawid se vertroue en geloof in God het hom op hierdie buitengewone genade, Chanaan van God laat staatmaak in hierdie emosionele gebed wat hy bid, daarvan in vers 11. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Jy weet, dit maak nie saak wie jy is en wat jy gedoen het nie. Begin om met die Here daaroor te praat en bid hierdie gebed van Dawid, want vir jou is die Here God ook Elohim Chanaan, die God van genade. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.